Ons sien vir Afgri betrokke by verskillende boere daar. Dit is asof Afgri die volgende stap geneem het om nog meer in daai landbougemeenskap in te delf, deel te wees, deel te raak. Is dit die plan vorentoe? Hoe sien julle dit? Absoluut. Die boer is die kern van ons bestaan. As gevolg van hulle betrokkenheid in ons besigheid, het ons 'n bestaansreg en daarom sal ons meer en meer terugploeg in dit wat vir hulle belangrik is. Dit gee ook vir ons 'n platform om ons dienste en toerusting tentoon te stel en seker te maak dat ons kan verstaan wat ons klante se behoefte is en ook so saam te groei in 'n baie belangrike industrie in Suid-Afrika om seker te maak dat ons aan te hou voorsien aan die kosbehoeftes van ons mense en seker te maak dit bly bekostigbaar. Jakob, natuurlik demonstrasies is seker die ding waaroor val gaan. En wanneer ons kyk na julle produkaanbod, wat is van die hoogtepunte vir jou? Waarna sien jy uit vandag? Kyk, dit is altyd moeilik om onafhanklik te bly. Ek dink die John Deere aanbod wat Afgri het, bly van uitstaande gehalte. Ons doen baie moeite om die nuutste tegnologie, ons beste trekkers, stropers, spuite hier te hê. Natuurlik sien ek baie uit daarna om te gaan kyk hoe hierdie goed in die landerye werk en hoe ons seker maak dat ons tegnologies voorbly saam met een van ons grootste vennote in ons besigheid, John Deere. So Angela, you and your husband Dick were right there in the beginning. 30 years ago, Fall Farmers Day was founded. Tell us a little bit about those days. What was the reason, the ideal for this Fall Farmers Day? The real reason that it started was NAMPO, which is the big Farmers Day, had stopped doing live demonstrations. And so my husband Dick decided, let's do something on our farm and also in conditions that are right for us. And they came to a farm here at Oudehoutspruit, and there were about 30 farmers involved, and they had a really nice day. It was just the men, and they had their braai afterwards and everything. And it was such a success that the company said to my husband, can we do this every year? So then it just grew, and we all the time had good sponsors. We had Afgri was always involved and various other ones, and then it became seed companies also becoming involved. We had a mix always here at Vaal of English and Afrikaans community, and the English had the Vaal Sports Club and Afrikaans were more dominant in the Farmers Association, but they joined together to work the day. So we all help together, and with the community also, there's obviously churches involved and schools and that, an opportunity to come and supply food or cool drinks, things like that. And it gradually grew. The wonderful thing has always been, there's been a good atmosphere here between English and Afrikaans. And my husband was known as the Rooinek from Witnek, the name of our farm. But there was always a good, relationship, teasing and what have you. And the main interest for the farmers was to see the live demonstration. So that was the main reason. Johan, ons staan hier so aan die einde van Val Boeredag, en wat 'n ongelooflike dag en wat 'n ongelooflike manier om die 30ste Val Boeredag te vier. Verduidelik 'n bietjie vir ons uit jou ervaring uit, waar skryf jy die sukses van hierdie ongelooflike dag toe? Die fokus van ons by Val Boeredag is op hierdie masjiene wat hierso staan, wat ons vir die mense wys, is op die demonstrasies. Daar het jare terug 'n behoefte bestaan om die masjiene te sien werk. Jy kan hulle baie op die internet sien, jy kan prentjies en foto's van hulle sien, maar hier kan jy hulle fisies in aksie sien. Met Val Boeredag en die fokus op demonstrasies, kan 'n ou nie anders as om te kyk na die tegnologie en hoe dit ontwikkel het oor al hierdie jare nie. Wat het vir jou opgeval? Wat was vir jou 'n hoogtepunt gewees? Ek dink in die laaste 20 jaar sal ek sê GPS-toerusting is die tegnologie wat die aflosstokkie oorgevat het. Of dit op jou planter is, hoe die saadtoediening, die kunsmis gee, 'n spuit wat op 'n draai gaan. En dis eintlik wonderlik om te dink dat 'n klompie satelliete wat 'n paar 100 kilometer in die lug sit, verander die vloei van nozzels op 'n spuit. Dat die een wat in die middel is anders gooi as die een op die punt. Jy kan dit eintlik nie dink nie. Johan, baie dankie vir die gesels en weer eens baie geluk met 'n fantastiese dag. Ja, ek moet eerlik wees, ek dink nie 30 jaar terug het ons gesien wat ons vandag sou kry nie. So dit was 'n stap in geloof. Dit was 'n geleentheid om ons eie toerusting te demonstreer en so deur die gemeenskap se betrokkenheid het hy aangehou groei en groei tot waar hy vandag is. Dit bly vir ons 'n groot voorreg
om verbind te word met die Waterval Boerevereniging sowel as Val Boeredag en ook so 'n bydrae te kan lewer tot die breër landbougemeenskap in Suid-Afrika.